Goeiemôre. Dit is vandag 11 Februarie 2026. En deur die genade van ons Vader, kan ek vanmôre weer hier in ons tuin staan. En ek wil met jou gesels oor Psalm 10. En wanneer mens hierdie Psalm lees, kry jy so 'n kykie in wat koning Dawid moes beleef het, veral soms. Lees dit gerus weer en maak jou eie aantekeninge. Ek begin by vers 1. Ek wil net eers sê, Vader, dankie ook vir hierdie Psalm. En ek bid dat U ons nou vooruit gaan. Ek bid dat U die diepte van hierdie Psalm sal oopbreek vir my en vir elkeen wat ooit na die boodskap sal luister. Ons wil nie voorgee of dink dat ons sommer maar net alles verstaan nie. Ons weet nie, Vader, ons weet nie wat dit is wat U waaragtig in hierdie Psalm opgesluit het, wat U nog steeds vir ons wil openbaar, ontknoop, bekend maak. Help ons om te leer die diepte van hierdie Psalm en dat ons nie sal stop voor ons dit ons eie gemaak het nie. Dit vra ek in die naam van Yeshua. Amen. Vers 1. O Here, waarom staan U so ver weg en hou U verborge in tye van benoudheid? Voel ek en jy nie ook soms net so nie, dat ons Vader weg is, ver weg, en ons weet eers waar Hy is nie. As dit dan so is, dat Hy dalk ver weg verwyder is, wat is die waarheid daarvan? Onthou, Hy kan ons nie begewe of verlaat nie. Wanneer ons hierdie ver weg beleef, is dit waarskynlik omdat ons oë en ons fokus en ons ingesteldheid van Hom afgehaal het. As dit ons waarheid is, moet ons stil word, bely en Hom vra om ons te help, om ons gesindheid en ons verhouding in Hom te herstel. Na hierdie uitroep van koning Dawid in vers 1, gee hy verder iets soos 'n karakterskets van die vyand. Ek lees van vers 2 tot 4. In sy trotsheid vervolg die goddelose die ellendige. Laat hulle gegryp word in die listige planne wat hulle uitgedink het. Want die goddelose juig oor die begeerte van sy siel. En hy seën hom wat onregverdige wins maak. Hy verag die Here. Die goddelose, met sy neus in die hoogte sê, hy ondersoek nie, daar is geen God nie. Dit is al sy gedagtes. Ten spyte van hierdie godlose uitkyk, kom daar iets amper soos 'n frustrasie van koning Dawid se kant af. Ek lees van vers 5 af verder. Sy weë is altyd voorspoedig. Dis nou die weë van die goddelose. Hoog daarbo is sy gerigte. Weg van hom af, al sy teestanders, hy blaas op hulle. Hy sê in sy hart, ek sal nie wankel nie. Van geslag tot geslag is ek die een wat nie in die ongeluk sal wees nie. Sy mond is vol van vloek en van bedrog en verdrukking. Onder sy tong is moeite en onreg. Hy sit in die hinderlaag by die dorpe. In die skuilplekke maak hy die onskuldige dood. Sy oë loer op die ongelukkige. Hy loer in die skuilhoek soos 'n leeu in sy leefplek. Hy loer om die ellendige te vang. Hy vang die ellendige deur sy net toe te trek. En verbryseld sink die terneer. En die ongelukkiges val in sy mag. Hy sê in sy hart, God vergeet dit. Hy verberg sy aangesig vir ewig. En vir ewig sien hy dit nie. Daarteenoor roep koning Dawid uit. Ek lees van vers 12 af. Staan op.
Here. O God, hef u hand op, vergeet die ellendiges nie, die goddelose. Waarom verag hy God en sê in sy hart, u soek dit nie. U het dit gesien, want u aanskou die moeite en verdriet, sodat 'n mens dit in u hand sal gee. Aan u gee die ongelukkige dit oor. U was 'n helper van die wees. Ja, koning Dawid spaar nie hierdie goddelose nie. Luister hoe praat hy verder in vers 15. Verbreek die arm van die goddelose en slegte. Besoek sy goddeloosheid, totdat u niks vind nie. Uiteindelik, koning Dawid se finale woord oor hierdie goddelose wese, vanaf vers 16 en verder. Die Here is koning vir ewig en altyd. Die heidene het vergaan uit sy land. Here, u het die begeerte van die ootmoediges gehoor. U sal hulle hart versterk. U oor sal luister, om aan die wees en verdrukte reg te doen. Geen mens uit die aarde sal langer voortgaan om skrik aan te jaag nie. Dit dan, hierdie Psalm 10. Nou wat moet ons leer uit hierdie kosbare Psalm? Ek het hier 3 dinge neergeskryf. Maak nie saak wat die vyand beplan of op ons probeer projekteer nie. Ons God is groter. Hy weet alles. Hy ken alles. En hy alleen kan waarlik die vyand verslaan. 'n tweede gedagte. Ja, hy weet alles. Hy weet in elke situasie hoe dinge ons raak. Hoe ons dit moet hanteer. En ook wat ons moet hanteer en wat ons vir hom moet los. Groot onderskeiding om te leer maak. En daarsonder gaan ons nie regtig aan die wenkant uitkom nie, né? Want ons kan nie alles nie. 'n derde punt. Hy alleen weet hoe ons deur elke situasie moet kom. Hoeveel keer beland mense in 'n situasie en jy veg en daar is 'n geveg in die gees en dit gaan aan en aan en ons voel uiteindelik maar gaan dit nooit eind kry nie. Ja, daar is 'n einde aan alles as ons net leer hoe om dit regtig vir ons Hemelse Vader te los. Word stil by hom. Word stil in hom. Gee daai een trekkie terug in ons hart, in ons reaksie. Oefen om te wag, eerder as om altyd dadelik net te reageer. Dit is waar die oplossing lê. Ons kan so vinnig inspring. Wag. Wag op die Vader. Hemelse Vader, wees ons genadig. Help ons om te leer wat dit vra om waaragtig op U te wag, om U toe te laat, om ons te leer en te stuur en te bestuur. Ja, Vader, leer ons om op U te wag. Leer ons om waarlik stil te word. Slegs in hierdie wag lê U krag wat ons dan kom volmaak. Asseblief, Vader, vergewe ons dat ons so kan instorm in goed in. Leer ons om U altyd eerste te stel en om net te reageer op dit wat U ons vra en stuur om te doen. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Amen.